bid voor die tyd vir die diens. Toe het die Here met my gepraat en profetiese woord kom partykeer op verskillende mense hier en na mens toe. Maar die Here het gesê, ons moet vanoggend 'n deklarasie maak. Dit is 'n oggend van declaration. Met 'n openbaring sê, as jy my stem hoor terwyl ek aan die deur klop, dan sal ek inkom en met jou kom maaltyd hou. En vanoggend is die Here hier om met ons te kom maaltyd hou. Maar 'n deklarasie beteken daar's 'n hofuitspraak in die hemel gemaak. En in die hemele is daar sekere dinge gesê, daar's 'n sekere hofspraak gemaak. Nou in die Bybelse tyd het hulle altyd 'n herald is die Afrikaanse woord gehad, wat vooruit gegaan het, en dan het hy geblaas om mense en almal se aandag te kry. So ek is so bly dat Corneil vanoggend, hy gaan vir ons blaas, en dan gaan ek sekere dinge verklaar, sekere dinge bely, wat soos wat ek die Gees van die Here ervaar het vanoggend voor my. Corneil? Dit is die dag wat die Here gemaak het. Dit is die dag waarop die Gees van die Here oor ons is, om uit te roep 'n blye dag, om uit te roep dat daar 'n blye boodskap is, want hy het ons gestuur om te verbind die gebrokenis van hart. Ek verklaar vanoggend, elke gebroke hart, elkeen wat stikkend is, elke seer wat daar is wat gekom het deur die familie, elke seer wat gekom het deur 'n huwelik, elke seer wat gekom het in verhoudinge tussen ouers en kinders, word herstel. Gebrokenheid word herstel, om uit te roep 'n vrylating van gevangenes. Familielede wat in gevangenis sit, kom uit, ek roep dit vanmôre. Ek verklaar 'n vrylating oor hulle wat in gebondenheid sit. Ek roep 'n vrylating oor hulle wat sal uitkom. Ek roep vryheid oor hulle wat gebonde is in ons families, oor hulle wat gevange is in ons gesinne. Roep op vryheid. Ek roep vryheid dat hulle sal kom in hulle bedieninge, dat hulle sal kom in hulle roeping, dat hulle sal kom in hulle plek, in hulle huisgesinne. Ek roep vrylating uit. Ek roep uit dat dit nou die tyd van die welbehaag van die Here is. Dat nou het die tyd van die guns van die Here afgebreek. Ons is in die tyd van die guns van die Here. Gemeente, arise, shine, for your light has come, for the glory of the Lord has risen upon you. Staan op in die guns en in die goedheid van die Here, want dit is die dag van die Here. Vir elkeen wat treur, vir elkeen wat vir gevangenskap sit, vir elkeen wat seer sit, vir elkeen wat moedeloos geword het, aan elkeen verklaar ek, dit is die dag van vrylating, dit is die dag van vryheid. Daar sal sieraad wees vir as, daar waar jy gesit het en gedink het, daar is nie hoop nie, daar is nuwe hoop. Daar waar jy gedink het, ek weet nie hoe verder nie, daar is nuwe hoop wat voorkom, tot die verheerliking van die Here. Jy wat gevoel het, ek kan nie meer, ek is verslaaf van die Gees. Ek roep oor jou 'n nuwe gewaad van lof. Ek roep oor hierdie gemeente, verklaar ek vanmôre 'n nuwe gewaad van lof. Staan op in 'n gewaad van lofprysing. Staan op in die vryheid van die Here. Want die Here God het verklaar, daar is vryheid. Die Here God het verklaar, dit is 'n nuwe dag en 'n nuwe tyd wat aangebreek het. Herstel. Here, ek roep herstel, ek roep herbou oor elke gesin, oor elke familie, oor elke gebrokenheid. Ek roep dit vanmôre, herbou en herstel, dat die gebroke gesinne, gebroke familie, gebroke verhoudinge sal herstel word in die naam van Jesus. Gebroken wat alles stukkend gebreek is, dat daar net pyn oorgebly het, geen lewe oorgebly het nie. Roep ek nou, herstel en nuwe lewe sal voorkom in die naam van Jesus. Here het gesê, dubbele deel. Ons roep vanmôre, ek
Ek maak daardie dubbele deel oor ons los. Ek maak 'n dubbele deel oor ons gesinne los. Ek maak 'n dubbele deel oor ons kinders los. Here, ek tree vanoggend in vir ons kinders, wat U het gesê, ons nageslag sal bekend word onder die nasies. Ons nakomelinge onder die volke. Hulle sal gesien word as 'n geslag wat deur die Here geseën word. Vanmôre verklaar ek, die kinders van hierdie huis sal geseën wees deur die Here. Hulle sal bekend wees, nie as die rebelse geslag nie as die rekenaarverslaafde geslag nie, maar die geslag wat deur die Here geseën word. Ek roep die seën van die Here oor ons kinders en oor ons nageslag uit, want die Here is die God wat regeer tot in ewigheid. Ons sal U lof verkondig in Jesus naam. Dankie Here. Halleluja. Kom ons loof en prys die Here vir 'n oomblik. Ons lig ons hande op en ons aanbid hom net. Sabo onder ons. Kom ons staan as soldaten van die Here, oorlogshelde, krygers van die Allerhoogste. En ons roep die Here oorwinning deurbraak. Ons roep die heerlikheid van die Here oor ons as huisgesin, oor ons as families, Here, in die naam van Jesus. Dankie, Vader. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kom ons verklaar dat die Here God is, sodat daar geen ander soos hy is. Sit hy die op deze, our Lord God of Israel. Ons God, die God van Israel, is ons God. En daar is niemand soos hy nie. Thank you, Lord. Here, baie dankie. U is die Here. Ons bely dit vanoggend, ons erken dit. Ons dank die Here dat ons kan vasstaan en met vertroue op U as die Here van die weerskare, die God van Israel, die Here wat sy verbond hou, wat sy genade en sy barmhartigheid menigvuldiglik laat uitstroom na die wat hom soek en na die wat met hom in 'n verhouding staan. Sy diensknegte en die diensmaagde. Ons eer en ons prys en ons aanbid U. Dat ons vanoggend in hierdie verbintenis met mekaar en met U kan staan as die Here, ons God. Dankie Vader dat ons tot U ons hande kan ophef, ons knieë kan buig en kan uitroep. U is die Here. U is die lewende, die ewig lewende, die God van die hemel en die aarde. En ons dank U daarvoor, Vader. Ons prys U in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Kom ons neem ons sit. Vanoggend is dit my en my vrou se 29ste huweliksherdenking in 1989. Dis 25 Februarie 1989 is ek en sy in die Here verbind en getroud. En dit is nou al 29 jaar. Toe ons in Amerika was in 2006, met die 100-jarige feesviering van die dag van Pinkster, toe die Heilige Gees in Azusa straat uitgestort is. In 1906 is die Heilige Gees in Azusa straat uitgestort. In 2006 het hulle 100-jarige feesviering gehou. En ons het daar by mense gebly in 'n huis, in 'n so gastehuis.
En die man was al baie oud gewees, want hy was heel grys van bo tot onder. Sy vrou was bietjie jonger, maar die man was 'n Jood. Sy naam was wat gewees? En Elaine was sy vrou se naam. Maar hy het nie in God geglo nie. Hy was 'n Jood. Hy het seker die Joodse godsdienst 'n bietjie aangaan, maar hy het nie regtig in God geglo. En toe vertel ons vir hulle daai tyd, was ek en Pauline toe 18 jaar. Nee, 18 jaar getroud gewees. En hy kon dit nie glo nie. Want in Hollywood, ons het in Hollywood gebly. Hy was 'n producer of iets in Hollywood. In Hollywood hou huwelike in die land nie. Mense is net 'n paar jaar getroud. Hulle ken nie mense wat jare en jare getrou en committed met mekaar bly. Maar ons kan dan sê, in die Here aan wie hy nie glo, is ons huwelik gegrond. En daarom kan ons 18 jaar en nou 29 jaar by mekaar wees. Nou ek wil vanoggend so 'n bietjie met u praat rondom 'n God-geseënde familie. Want ek wil meer uitbrei as net 'n huwelik. Ons is familie. 'n Familie bestaan uit gesinne. So, wanneer ons van 'n familie praat, dan sluit ons gesinne by. En gesinne bestaan uit 'n pa en 'n ma, so glo ons. Manlik en vroulik pa en ma, wat deur die Here by mekaar gevoeg is in ons omgewing en geloof, en wat kinders voortbring, wat opgevoed word in die vrees van die Here. En my gesin en my broer se gesinne, so aanvorm 'n familie. En hierdie familie is daar om deur God geseën te word. Dit moet 'n God geseënde familie wees. Families bestaan ook uit geslagte. Nou kom Paulus en hy sê in Efesiërs 3 vers 14 en 15: Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele, let wel, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Elke geslag in die hemele en op aarde ontvang sy naam of sy identiteit van God die Vader van ons Here Jesus Christus. Daarom kan ons nie sê dat iemand het maar net sommer ontstaan uit 'n Big Bang, nee. Of as gevolg van evolusie. Elkeen van ons is deur God die Vader uitgeroep by my naam. 'n Naam ontvang. En niemand van ons is veronderstel om sommer maar net te bestaan, of om doelloos op hierdie aarde te leef nie. Maar ons is deur God verordineer as 'n geslag, as 'n familie, as 'n huisgesin, as man en vrou, as pa en ma en kinders, om te leef en te wandel in dit wat die Here ons voorgeroep het. En dit wat hy ons voorbeplan het, en ons lewe beplan het om te bestaan. En die wondere van dit alles is, God ken elkeen by sy naam. Soveel miljoene wat die Here dien, en elkeen is by God bekend. Nie net bekend in die sin van dat hy weet wie jy is nie, maar hy weet wie in jou diepste wese is. En hy weet ook hoe jy as huisgesin voor hom staan. Nou sê Paulus in Handelinge hoofstuk 17, vers 24 tot 28, hy sê die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is. Baie mooi gestel, nee.
Hy het alles gemaak, alles wat daarin is. Hy is die Here van die hemel en die aarde. Hy woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Amen, kom ons dank ook die Here man. Dis hy wat maak dat ek vandag lewe en asem het en alles het. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grens van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek. Hierdie is nou nie 'n rassistiese aanmerking wat die Bybel maak nie, nee. Hy het rasse uitgesit, nee. God het sy nasies bepaal en het hulle vasgestel, sodat, die rede is, sodat hulle die Here kon soek. Of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. 'n God-geseënde geslag is mense wat in families, gesinne en huwelike is, wat in Christus lewe, wat in Christus beweeg en wat in Christus is. In hom lewe ons, in hom beweeg ons en in hom is ons, want ons is sy geslag. Hy het ons gemaak, hy het die nasies van die mensdom voortgebring, sodat ons die Here kan soek en hom kan aanraak en hom kan vind om sy geslag te kan wees. 'n goddelike geslag. 'n geslag wat die heerlikheid en die seën van die Here ervaar in al ons verbintenisse, in al ons verbonde en in al ons verhoudinge. Maleagi 2 vers 15 sê, het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Die Here God is 'n God van die geslagte. Hy is 'n God van families, die God van gesinne, hy is die God van huwelike, die God van verhoudinge en verbintenisse, die God van die verbond. Daarom is sy begeerte en sy passie en die wil van sy hart, dat sy mens 'n God-geseënde verhouding en verbintenis sal belewe en sal ervaar. In ons families, in ons geslagte, in ons huisgesinne, in ons huwelike, en in al ons verhoudinge, en in al ons verbintenisse en samesyn as geliefdes van die Here. Dis die hart van God die Vader vir sy mens. Nou wil ek graag net vinnig en kortliks met u praat oor goddelike beginsels wat ek in my hart beleef, waarhede, dissiplines, wat my inneem en my bekragtig in hierdie God-geseënde verhoudinge en verbintenisse. Nommer 1, ons gebondenheid. En as ek praat van ons, dan praat ek van almal met wie ek in 'n verbintenis staan. So sien dit as die gemeente, as jou huisgesin, as jou familie, as jou huwelik. Ons gebondenheid en oorgawe aan die heerskappy en koningskap van die Here Jesus Christus. Eerste beginsel, ons gebondenheid en oorgawe. 'n God-geseënde familie, 'n God-geseënde gesin, 'n God-geseënde huwelik is mense wat hulle absoluut onderwerp en oorgegee het en verbind het aan die heerskappy van Jesus Christus in hulle lewe en in hulle lewenswandel. Beteken dat ek waarlik kan bely en sê, Jesus Christus is Here en is koning in alles van my lewe. Ek bid dit, ek bely dit, ek roep dit. Hy is die Here van my verbintenisse, van my familie, van my gesin, van my huwelik. Dis 'n verklaring wat elkeen in die gesin en familie behoort te maak. Dis God se droom om sulke families en gesinne te hê. Hy bepaal die loop van al ons verhoudinge. Hy bepaal hoe ons verbintenisse is na mekaar toe en na ander. Daarom is
Judas 1 vers 4 sê, want sekere mense het ingesluip, wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van ons God verander in ongebondenheid, en die enigste heerser God en ons Here Jesus Christus verloon. Dan wil hierdie skrif sê, dat ongebondenheid is verloning van die heerskappy van Jesus Christus in my lewe. En tog is ons mense so lief vir hierdie ongebondenheid. Verder sê hy, ongebondenheid is goddeloosheid. En verder sê hy, dit is opgeskrywe vir die oordeel. Die hart van die Vader is dat die Here Jesus Christus heerser sal wees, koning sal wees, in elke opsig en in elke verbintenis wat daar in my lewe bestaan. Dit is wat ek, die passie wat in my hart moet brand, want dan bring dit God geseëndheid in my verhoudinge en in my verbintenis. Goed, die tweede punt wat ek wil maak, is ons gebondenheid, en nou onthou, ons is weer die wat in 'n goddelike verbintenis met mekaar staan, oorgegee, gebonde aan mekaar, in 'n liefdescommitment met mekaar en met die Here Jesus. So ons gebondenheid en oorgawe aan mekaar. Ek met myself verbind, ek wat deel is van die verbintenis in my familie en my gesin en my huwelik, ek met myself verbind, soos ek my in die Here verbind, so verbind ek my aan jou, wat deel is van my gesin. Efesiërs 5 vers 19 tot 21 sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here. Dit spreek van 'n groep wat saam is. Ons samesyn in gemeenskap, ons gebondenheid en ons oorgawe teenoor mekaar, om die Here saam te dien en te vrees, om saam te sing in lofprysing en in aanbidding voor God te staan, in danksegging met die Here, te fellowship, dat ons aan mekaar onderdanig sal wees, man en vrou, ouers en kinders, né? Jy weet, deesdae is ouers ons onderdanig aan die kinders op. Dis reg, die baby's is met mekaar onderdanig is, in die vrees van die Here. Dis waar die krag van onderdanigheid lê, in die vrees van die Here. Dat jy, wat by die laaste versie, en aan mekaar onderdanig is, in die vrees van die Here. Nie spring en maak soos ek sê, maar spring en maak soos God sê. Onderdanig in die vrees van die Here. Ons moet mekaar dra, mekaar beskerm, mekaar liefkoos, oorgegee wees aan mekaar, onsself in liefde aan mekaar vasbind en verbind, want ons is in 'n verbond met die Here en ons is in 'n verbond met mekaar. Hierdie absolute commitment en oorgawe aan die Here en mekaar maak dat ons verbond en verbintenis en verhouding as familie, gesin en huweliksmaats die seën en die heerlikheid van die Here kan dra. En nou ook by die laaste punt, want hierdie 3 dinge het die Here in my hart gesit. Hierdie laaste punt is vir my geweldig belangrik, ontzag. Jy weet, baie kinders van die Here, of meeste kinders van die Here, seker, begeer, het 'n passie en 'n soeke in hulle gees, om Jesus Christus se koningskap en heerskappy te beleef. Om aan hom onderdanig te wees, om in hulle lewe en hulle verbintenis met mekaar. Ons sing dit, man. Ons sing in die koning van my, koning van my lewe, nee. Ons sing dit. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Ons glo dit, ons bid dit, ons soek dit, ons bely dit. Jesus is Here. Of ons dit altyd leef, is 'n ander vraag. En baie families, baie gesinne, en ek praat van Christelike mense van God, is in 'n hegte verhouding met mekaar, is regtig lief vir mekaar, wil mekaar ondersteun en dra, sal beklei vir mekaar, is committed
aan mekaar. Maar die Godgeseendheid is nie altyd sigbaar in ons midde nie. Is dit waar wat ek sê? Gesinne beleef nie altyd die seën van die Here nie. Selfs al is hulle mense wat oorgegee is aan Jesus en mense wat mekaar baie liefhet. Daarom glo ek dat hierdie derde punt wat ek nou met u gaan deel, is die krag, is die snelheid vir die seën en vir die heerlikheid van die Here. Dit bring na die eerste twee punte in volle krag en heerlikheid in my lewe, in my verbintenis, nie net in my huwelik, in my gesin, in my familie, maar ook in elke verhouding, in elke verbintenis waarin ek wandel en waarin ek staan. En die derde punt is die stem van die Here daagliks in my lewe. Ek glo nie dat elke gesin, elke dag die stem van die Here hoor en navolg. Maar baie keer ons eie dinge, ons eie vleeslike begeertes, ons eie gedagtes. Ons hoor nie die stem van die Here nie. Baie kinders van die Here sukkel om die stem van die Here te hoor. En dit is so maklik om sy stem te hoor. Die Here God is 'n pratende God. Hy is nie 'n stom God nie. Toe Elia met die Baal profete gespot het, toe sê hy vir hulle, dalk slaap hy, dalk wil hy nie met julle praat nie, dalk het hy stom geword. Slaan 'n bietjie harder, roep 'n bietjie harder, sny 'n bietjie meer julle vleisstukke. Maar toe hy met die God van die hemel praat, toe antwoord hy. Want ons God is 'n pratende God. Sy stem is elke dag daar. Hy wil elke dag met elkeen van ons in ons huisgesinne en families praat. In elke opsig, in elke area van my lewe. Ek kan die heerskappy van Jesus bely en dit soek en dit bid en ek kan in liefde met my gesin saam wees en sê, ek is gebonde aan hulle en ek is committed aan hulle, maar as ek nie daagliks sensitief soek en gereed is om na die stem van die Here te luister, oor hoe ek moet optree in elke area in opsig van my lewe en my verbintenisse nie, gaan my deurbrake baie min wees. Sekerheid en seën van heerlikheid is nie noodwendig daar nie, want die rus van die Here lê in gehoorsaamheid aan sy stem. Gehoorsaamheid in alles, aan die stem van die Here is die enigste manier vir my en vir jou om in die rus van die Here in te gaan, in ons verbintenisse, in ons verhoudinge, in ons families, in ons gesinne. Hebreërs 3 vers 10 tot 11 sê, daarom het ek vertoornd geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart. Hulle hart is nie in die wil van die Here. Maar hulle het my weer nie meer ken nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan. Hulle het geen moeite gedoen om met die Here te wandel nie, om met hom gemeenskap te hou en om na hom te luister nie. In vers 18 word hulle genoem die ongehoorsaames. En mens kan net ongehoorsaam wees as jy iets hoor en dit nie doen nie. Is dit reg? Mens kan nie baie meer ongehoorsaam wees nie. As die Here met jou praat en jy luister en jy doen nie, is jy ongehoorsaam. So hierdie mense sê, het na die stem van die Here nie geluister om daaraan gehoorsaam te wees. En God het gesê, ek sweer, hulle sal in my rus nie ingaan. Hebreërs 3 vers 14 tot 15 sê, want ons het deelgenote van Christus geword. As ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering. Die skrif sê, ek en jy is deelgenote van Christus.
in alles, in al ons verbintenisse, in al ons verhoudinge, is wat Christus sin is, ook myne. Alles wat aan Christus behoort, behoort aan ons. As ons vashou, as ons dan vastig bly staan in sy woord, in die geloof en in die gehoorsaamheid aan sy stem. Daarom sê hy, wanneer ek sy stem hoor, moet ek dit nie ignoreer nie, of hardkoppig wees, om daarin gehoorsaam te wees. En dan sê hy die woorde, vandag, as ek sy stem hoor, moet ek in absolute geheel en al gehoorsaamheid daaraan wandel. Hebreërs 4 vers 6 en 7 sê, terwyl dan so is dat sommige daarin gaan, hy praat nou van die rus van die Here, en diegene aan wie die evangelie is verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. So ongehoorsaamheid aan die stem van die Here, vat my uit hierdie seëning uit. Al sê ek glo in hom, al sê ek hy is Here, maar ek is nie gehoorsaam aan sy stem, dan mis ek die rus en die seën. Hy sê, maar God bepaal weer 'n sekere dag, naamlik vandag. Nou wat is vandag? Vandag is elke dag wat ek opstaan en leef. As ek die oggend my oë oopmaak en ek kom agter ek lewe nog, dan sê ek in vandag. Nee. Vandag, as ek sy stem verhard, julle harte nie. Hy het 'n sekere dag bepaal, naamlik vandag. As hy soveel later in Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Dis die hart van die Vader, om elke dag met my te praat. In elke opsig, in my verbintenisse, in my verhoudinge, in my verbond met hom, saam met my familie, my gesin, my huwelik, my gemeente. Hoor die stem van die Here. Wanneer ek die stem van die Here hoor, sal ek in sy rus ingaan. Ek wil graag nog vir julle so 'n bietjie meer vertel aan my en Colleen se ontmoeting. In 1988, in Februarie maand, as ek so jong mannetjie op Bybelskool. En ek was ongetroud. En Colleen was, daai selfde jaar, was sy in die jeugaksie gewees, wat in Johannesburg, die Bybelskool was in Auckland Park, Johannesburg, en die jeugaksie was in Maranatha Park. En die wat Maranatha Park kan nou, wat jare terug was, die AGS konferensies. En daar het hulle jeugaksie gehad vir jong meisies, wat taals in skool, wat hulle 'n jaar of 2 vir die Here gee. Toe besluit die getroude manne in die Bybelskool, dat die ongetroude manne moet die jeugaksie meisies gaan ontmoet, sodat dalk kan hulle daar 'n vrou kry. En hulle reël toe 'n braai. En ons is daar by die braai, sit daar so saam met die klomp meisies en Colleen is in die kringetje waar ek sit, so gesels ons met mekaar. En ek het nogal gedink sy is 'n smart meisiekind. Maar ek het nou nie eintlik my kans gevat of so. Maar net met haar gesels en so. En maar hulle het ook elke keer, hulle het ook in die Bybelskool kom vaste, sekere vakke kom doen. En so sien ek haar, maar hulle het 'n verskriklike moeilike baas skynmaker sê gehad. Sy is amper soos 'n matrone. Haar naam was Zelda. Sy was 'n verskrikking van die plek. En selfs ons ouens in die Bybelskool was bang vir haar gewees. Sy het nie toegelaat dat ons met hulle kan gesels terwyl hulle daar in 'n huis staan. So al wanneer ek haar gesien het, sy daar stap en sê ek hallo, en as sy sê hallo, dan het ek vir my verder by die niks doen, want Zelda is by haar. So het ons aangegaan, en ons het nie regtig met mekaar nou daarna weer kontak gehad nie, behalwe op die Bybelskool as mekaar so 'n bietjie gesien het. En toe kom die jeugkonferensie, wat op Maranatha Park gehou is, hier in September, einde September.
jeugkonferensie en ek gaan ook in die jeugkonferensie toe. En daar sien ek haar weer daar met hulle jong meisiekies met nou werk by die stalletjies en so, en sy is daar by die een stalletjie waar hulle koeldrank op. En daai tyd het ek al geweet dat Sasolburg gemeente beroep my. Want hulle begin toe al die beroepe uitbring en ek gaan nou 1 Desember by Sasolburg gemeente as jeugpastoor ingaan. En ek vind toe uit, ek het soort van geweet, sy kom van Sasolburg af. En ek dink, welkom, ek gaan gesels met die meisiekie nou, ons het ons dan nog met mekaar ontmoet. En sal het nie lekker wees as ek dan nou een koffie drink plek, as sy nou daar in Sasolburg is, en ons mekaar was. So dat nou daar gestaan en gesels, heel tyd daar met mekaar, lekker, die was ons nou lekker bezig met mekaar gesels. En toe die weekkonferensie nou voorbij was, toe reis sy nou saam met my terug, maar toe het hulle so'n bietjie af, en sy is aan my terug na haar ouers toe, wat in Sasolburg bly. En my maal het daai tyd in Van 'n Wildpark toe getrek, en hulle daar gebly, Van 'n Wildpark en Sasolburg is naby mekaar, so ek ry af, en sy ry saam met so gesels, ek en sy, en ewe skielik toe gaan ons op mekaar, weet nie hoe dit gebeur, toe gaan ons op mekaar. En so keer ek daar, maar toe ken ons mekaar, maar omtrent so 2 weke, regtig nou, en die eerste kennismaking was my net goed. Nou wil ek nie sê, die stem van die. En so gaan ek een aand besluit ek gaan nou na haar toe, dat is omtrent so in die middel van Oktober, gaan nou na haar toe, en dan gaan ek nou kuier daar na ons. Maar die Here sê toe vir my, dit is jou vrou, en jy moet haar vra om jou te doen. So, en die Here gee my skrif, want onthou ek is 'n ou wat is, die Here kan met my praat en met my skrif, en as te groot kom. So ek gee my skrif in Spreuke, waar staan, die 'n vrou gevind het iets goeds gevind, en het help haar vir die Here, en die wil van die Here. Nou gaan ek in. Tussentyd terwyl sy daar sê die Here vir haar, vanaand gaan Nico vir jou vra om met hom te trou en jy moet met hom trou. As hulle mekaar uitkom, sit daar so een kant, daar is ook eintlik 'n plekkie waar jy kan sit nie. Maar as ons 'n klomp ander meisies van daar eers het ons 'n gaatjie uitgekrap en ons is daar so met 'n skrap en loop in mekaar. En die Here het ons nou gepraat. En ek sê, sal jy dit? Sy sê, ja, ek sal dit. Dit is mekaar, net so oor die 2 weke geken. Toe is ons saam dan in Sasolburg gemeente in, as verloofdes. En die lekkerte is die hele gemeente, die heel ons trou, die klomp sisters, niks te doen, hulle het alles te doen, naast ons trou, 25 Februarie 1998, is ons getrouwd gewees. Ons huwelik is deur God daar gestel, deur die stem van die Here in ons hart. Dis hoekom ons huwelik nog al die jare onder die heerskappy van Jesus staan. En kan verbind is. Kom ons op. Ek wil graag vanoggend weer moet bid vir ons verbintenis, vir ons families, vir ons gesinne, vir ons huwelike. Maar voor ons dit doen, voor ons dit doen, ek moet ons iets, ons sal vir ons. Here I am, holy available. As for me, I will serve you. En ek wil jou moet ons self in 'n verbintenis sit voor die Here vanoggend. Ons moet ons self opnuut voor die Here bring en sê, Here, hier is ek. Hier is ek en ek bring ook my gesin voor U, ek bring my familie voor U. Maar in die eerste plek ek. I submit, I surrender. Ek gee alles Here, sodat U deur my in my. Kom ons sê van hier I am.
Vir ons familie, vir elkeen wat vir ons kosbaar is.